2 April. Ons kry 'n nuwe hart. Hart moet ernstig bewaak word om in genade toe te neem. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Spreuke 4 vers 23. Die hart moet nastiglik bewaak word, sodat ons in genade kan groei. In sy natuurlike staat is die hart 'n woonplek van onheilige gedagtes en sondige drifte. Wanneer dit aan Christus onderwerp word, moet dit deur die Gees van alle besoedeling gereinig word. Dit kan nie sonder die goedkeuring van die persoon self geskied nie. As die siel gereinig is dit die Christen se plig om dit onbevlek te bewaar. Baie dink skynbaar dat die geloof van Christus nie vereis dat ons daaglike sonde moet versaak nie. Nie hoef los te breek van gewoontes wat die siel bind nie. Hulle doen afstand van sommige dinge wat deur die gewete veroordeel word, maar hulle verteenwoordig Christus nie in die daaglikse lewe nie. Hulle leef nie in die huiskring soos Christus nie. Hulle kies hulle woorde nie versigtig en bedagsaam nie. Al te dikwels spreek hulle haastig, ongeduldige woorde wat die kwaaiste drifte van die mens se hart opwek. Sulke persone het die inwonende teenwoordigheid van Christus in die siel nodig. In sy krag alleen kan hulle woorde en dade bewaak. Om die hart te bewaak, moet ons in die gebed volhard. Onvermoeid by die genadetroon om hulp smeek. Diegene wat die naam Christus aanneem, moet ernstig en nederig by God om hulp pleit. Die Heiland het gesê dat ons sonder ophou moet bid. Die Christen kan nie altyd in die houding van gebed wees nie, maar sy gedagtes en verlange kan altyd opwaarts styg. Ons selfvertroue sou verdwyn as ons minder sou praat en meer sou bid. Die liefde moet op God toegespit wees. Dink na oor sy grootheid, sy genade en voortreffelikheid. Laat sy goedheid en liefde en volmaaktheid van karakter u hart gevangene neem. Die verlosser van die wêreld verheug hom as die kinders en jong mense hulle harte aan hom gee.